Goeiemôre julle. Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons saam na Levitikus 11. 'n hoofstuk waar God aan Moses 'n menu gee van wat die volk mag eet en wat hulle nie mag eet nie. As ons deur hierdie hoofstuk lees, dan sien ons die verskillende voedsels word in groepe ingedeel. Alles van diere met gesplete kloue en die wat terkou, van alles wat in die water is, in die see of riviere, voëls, insekte, diere met kaal pote, ongediertes en alles wat op hulle buik seil. Hierdie klink amper soos 'n volledige menu waaraan die volk hulle self moes hou. En wanneer hulle doen, sal dit bepaal of hulle rein of onrein is. Ons wonder dalk hoekom God dan hierdie koswette neergelê het en hoe dit op ons van toepassing is. Ek dink Levitikus 10 het baie daarmee te doen, waar ons lees van Aaron se 2 seuns wat deur die vuur verteer word, en hoe hy dan ook amper sy ander 2 seuns verloor. Beide het die wet van die offers verontagsaam, maar in die laaste 2 seuns was daar 'n ander hart. Die eerste 2 het 'n onrein hart gehad, waar die laaste 2 seuns 'n rein hart gehad het. God gee hierdie menu rakende kos, en deel dit op tussen wat rein en onrein is. Nie net wil God hê ander nasies moet kan sien dat daar 'n verskil is tussen hulle en God se volk nie, maar hy wil hê dat die volk juis die konsep van rein en onrein moet verstaan en daarvolgens lewe. Hierdie het 'n groter betekenis as om net te kyk na wat ons eet. En vir ons as Christene moet hierdie nie 'n bloudruk vir 'n dieet wees nie, maar 'n geestelike bloudruk van heilig en onheilig. Daarom eindig hierdie hoofstuk juis met die woorde in vers 44 en vers 45, want ek is die Here julle God, toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want ek is heilig, daarom verontreinig julle self nie deur enige ongediertes wat op die aarde kruip nie, want ek is die Here wat julle uit Egipte land optrek en om julle God te wees, so moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. Vir my en jou moet ons geestelike dieet wees tussen wat heilig is en wat onheilig is. Net soos die volk wat deur hierdie wette rakende kos kon gesien word dat hulle anders is en leef, net so met ons, ek en jy in die kerk, in ons lewe mense in ons lewe kan sien dat ons anders optree en praat. Al hierdie kos in Levitikus 11 lewe van dieselfde grond, water en of suurstof, maar tog was seker van hulle rein en onrein. Vir my en jou wys dit na ons geestelike lewe, dat alhoewel alles wat ons in die kerkgebou hoor, of in 'n gesprek, of wat in boeke opgeteken is, nie altyd gesond is vir my en jou geestelik nie. Die woord sê toets alles, maar behou die goeie. Ondersoek jouself en maak seker dat ek en jy heilig lewe, en ook 'n lewe van geregtigheid. Ons leer later dat Jesus self sê in Markus 7 vers 18 tot 23, dat dit wat van buite ingeneem word, na die maag gaan en hom nie onrein maak nie, omdat dit wat na die hart gaan, wel iemand onrein kan maak. Later in Handelinge 10 sien Petrus 'n doek wat van die hemel kom, met juis al die kosse van Levitikus 11, en die Here sê vir hom dat hy dit mag eet. Eers wil Petrus dit nie doen en hy weier, maar dan bevestig die Here dat dit wat hy rein verklaar is rein en goed vir gebruik. Alhoewel die menu van Levitikus 11 tydelik was, vir my en jou, bly die geestelike beginsels vas staan, dat ons as kinders van die Here moet kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is, tussen geregtigheid en ongeregtigheid, tussen heilig en onheilig. Ons lees in Markus 7 dan verder dat dit wat uit die hart kom is wat ons onrein maak. As ons 'n goeie geestelike dieet wil volg en vir altyd wil lewe, dan moet ek en jy die woord van God daagliks lees en dit toepas in ons wandel hier op aarde. Wees heilig, want jou God is heilig. Dit is hy wat jou uit slawerny van sonde gebring het en in geregtigheid geplaas het teenoor hom en ons kinders van God gemaak het. En al wat ons rein kan hou is die menu, en dit is al wat ons kan rein hou, is die menu van sy woord, wat daarin opgeteken is, en wat lewendig gemaak word in my en jou harte, wanneer ons dit lees, deur die Heilige Gees. Mag julle 'n mooi dag hê.